Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is dankbaar vir elkeen van julle wat ook vanmôre saam met ons hier is. Voor die aanvang van die erediens net enkele sake, broers en susters. Eerstens, ek het verneem dat tannie Rina Kilian in die hospitaal opgeneem is. Ek het nog nie enige terugvoering oor presies wat fout is nie, maar sy is daar in Steve Biko. Ons dink aan tannie Rina Kilian. Tannie Ria Pretorius, sy was net voor verlede week in die hospitaal opgeneem. Sy is in hierdie week uit die intensiewe sorg en sy is nou op die stadium daar in Eugene Maree. Dirk Grobler Jr., ek hoor dat hy suurstofnood het. Hy is by die huis. Ons dink ook aan hom. Dan is my ma Renel Maree, sy die week haar knievervanging gehad. Dit het daarom alles goed geloop en sy is ontslaan. Sy is besig om aan te sterk. En dan het ek ook verneem van Felicia Koops. Felicia het jy kan sê, so 2 jaar, 3 jaar terug het sy 'n rugoperasie gehad. En dit klink vir my, daar is maar ook komplikasies wat dit betref. Ons dink ook aan haar in hierdie tyd. Aan almal van hulle wat siek is, ons bid dat die Here hulle in hierdie tyd sal bystaan, sal krag gee. En as dit sy wil is, dat hy ook genesing sal bring spoedig. Ek vra as ons nou stil raak, dat U asseblief in die gebede ook aan hulle almal dink. Dan, broers en susters, Jenny, jy het jou man regtig mooi geleer. Voordat ek hier instap, toe sê hy, onthou dis Moedersdag. So ek was baie beïndruk met Okker dat hy so iets onthou. Maar ja, aan al die moeders, gelukkige Moedersdag. Ek het spesiaal gereël dat daar vir julle koffie en tee is na die erediens. Dankie dat ek 'n ou moeder kon aanstel om dit vir ons te doen, Tannie Myra. Gemeente, ons gaan nou 'n oomblik se stilte gee. Wanneer ons stil raak, dink ons ook aan al die mense wat ons voorbidding nodig het. Wanneer die klok lui, staan ons, dan sing ons gesang 502. Ons bly staan vir die uitspreek van die voete met die seën en dan sing ons lofsang, gesang 200. Gesang 502, ons toetrede gesang nadat die klok gelui het en ons lofsang, gesang 200, strofe 1, 2 en 3. Kom ons raak nou net eers 'n oomblik stil. Here Jesus, U gaan voor en ons volg elkeen in U spore. U ken al ons lewenspaaie, elkeen van ons se hoogtes, ons dieptes en ons draaie. Here, kom en vat ons hand en lei ons na die Vaderland. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing gesang 508, strofe 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes
en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing gesang 528, strofe 1, 2 en 3. Broers en susters, ek gaan vir ons lees uit die 3de hoofstuk van die boek Spreuke. Spreuke hoofstuk 3, daarvan af vers 5 tot en met vers 8. 'n Gedeelte waar die wyse Salomo vir sy seun probeer leer hoe hy in hierdie lewe sy lewe tot eer van God kan leef. Maar voordat ons hierdie gedeelte saam lees, kom ons sit so en dan sluit ons net die oë. Dierbare God en Hemelvader, wat 'n voorreg is dit nie om in U teenwoordigheid saam met ons medebroers en susters midde ons bedrywige lewe vir 'n paar minute stil te kan raak nie. Ons dank U, Here, dat ons as gemeente en geloofsgemeenskap nog hierdie voorreg het. Ons dank U, Here, dat U deur U Gees so in ons lewe werk, dat ons hierdie geleentheid ook vandag kon aangryp. Ons weet, Here, dat ons in ons sonde geneig is daartoe om ons eie pad te wil loop, maar U roep ons op. En U sê vir ons, Here, dat ons nie moet wegbly van die byeenkomste van die gemeenskap van gelowiges nie. As ons U met ons sang loof, dan wil ons daardeur, Here, van U goedheid en U grootheid getuig. Maar ons weet, Here, dat woorde soms ook maar leeg is, sonder betekenis en inhoud. Veral wanneer ons lewe nie ook getuig van 'n lewe van toegewydheid aan U nie. Ons volg ons eie kop, ons eie insigte en ons eie vooropgestelde idees is soms vir ons belangriker as U wil vir ons lewe. Ons loop so maklik 'n pad van dwaasheid
en volg nie die pad wat U deur U alwysheid vir ons wys nie. So op die vooraand van nagmaal wil ons bid, Here, dat U ons sal help, dat ons nie net ons eie insigte en ons eie gedagtes en ons eie oortuigings sal volg nie, maar dat ons op U sal vertrou, dat ons U sal volg, in U voetspore sal stap, en bereid sal wees om te gaan waar U ons lei. Here, wil U ons as gemeente bystaan? Wil U ons help om tot U eer in ons omgewing en waar ons ook al mag bevind te kan leef? Wil U U kerk in die wêreld opnuut weer toerus deur die werking van U Gees in ons lewens, sodat U kerk, Here, vir U 'n ligdraer in die wêreld sal wees. Wil U ingryp, Here, daar waar die nood mense tot op hulle knieë bring. Wil U uitkoms bring, Here, daar waar uitdagings te veel raak. Maar wil U ook, Here, dat U ons deur die Gees sal bystaan, sodat ons deur die seer, die swaar, die pyn, verdriet en die probleme van hierdie lewe in ons verhouding met U staande sal bly. Spreek nou deur U woord. U woord wat ons lewe vandag so wil verander, dat ons hier uit mekaar uit sal gaan met diepe vertroue in U en in U alleen. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons redder en ons verlosser. Hy wat ons saligmaker is, hy wat ons lewe so reinig, dat ons vir U aanneemlik is. Amen. Geliefdes, kom ons luister na hierdie pragtige gedeelte uit Spreuke hoofstuk 3. Ek lees net enkele verse saam, vanaf vers 5. Vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is, want dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking vir jou liggaam. Tot sover die skriflesing uit Spreuke 3. Gelukkig gemeente is u wat hierdie woorde hoor. En mag die Here vandag deur sy woord en sy Gees ons lewe aanraak en ons help dat hierdie woorde ook by ons elkeen byval sal vind. Vertrou volkome op die Here. Vertrou op God. Hierdie oproep wat vanoggend na ons toe kom, dink ek is aan ons almal baie bekend. Stel jy vertroue in God. Vertrou God met jou lewe. Vertrou God met die pad wat jy stap. Vertrou God. As ek dink aan Psalm 31, dan hoor ek daar die woorde wat Jesus Christus aan die kruis uitgeroep het, toe hy gesê het, Vader, in U hande gee ek my lewe oor. 'n Entjie verder in dieselfde Psalm 31 hoor ons waar die psalmskrywer sê, my lewe en my tyd is in God se hand. Deur hierdie uitdrukkings van vertroue sê die woord vir ons dat jy as ware vir die Here moet sê, Here, hier is my lewe. Here, hier is my bestaan. Maak met my soos U goeddink. Genigtig, broers en susters, en miskien is dit die oomblik wanneer jy mooi begin dink oor dit wat so pas gesê is,
dat 'n mens besef, kyk, ons is nie so geneig daartoe om die Here te vertrou nie. Ons is ook nie geneig daartoe om die Here se pad te volg sommer maar net. Vertrou die Here. Vertrou hom. Is dit iets wat natuurlik kom vir ons as mense? Is dit iets wat ons met gemak kan doen? Of is dit dalk inherent een van die dinge wat ons as mense eintlik voortdurend meer in stryd is? Ons weet as kinders van God. Ons weet as gelowige mense moet ons God vertrou, maar dis eintlik asof 'n mens reg van die eerste oomblik af agterkom dat die mens nie geneig is daartoe om God te vertrou nie, want die mens is veel eerder geneig daartoe om sy eie kop te volg. Gaan maar terug na Genesis toe. Reeds daar in Genesis sien ons hoe dit gebeur dat Adam en Eva eerder hulle eie insigte en hulle eie kennis nastreef as om te luister na God. En so sien ons die tragedie van die mensdom eintlik van die eerste oomblik af tot vandag toe steeds as werklikheid in die wêreld. Die mens voer 'n innerlike stryd met homself om sy lewe in sy eie hande te hou of om dit oor te gee aan God. En dis presies hierdie gedagte wat die boek Spreuke vandag wil aanspreek. Jy moet verstaan dat die wysheidsliteratuur ons van die eerste oomblik af leer dat daar twee paaie is. Of kom ons sê nou maar die breë pad en die smal pad. Of kom ons noem dit dan nou in die lig van die wysheidsliteratuur die pad van wysheid en die pad van dwaasheid. Kyk 'n mens na die wêreld, sal die wêreld vir jou sê dat wysheid te vind is in selfvertroue, in onafhanklikheid, in die feit dat jy oor jou eie lewe kan heers, in die menslike vermoë om te redeneer. Kyk, daar sal jy wysheid vind. Terwyl die woord ons eintlik iets anders leer. Wysheid begin by die dien van die Here. En hierdie twee goeie staan eintlik lynreg teenoor mekaar. Die een vertel die mens se verhaal waarna hy oor homself wil heers, waar hy beheer wil neem van sy eie lewe, waar hy ten alle koste wil probeer om te bepaal hoe sy toekoms sal verloop. Ons doen dit. En jy moet nou goed verstaan dat ek nie daardeur probeer sê dat dit verkeerd is van die mens om skouer aan die wiel te sit en te werk. Maar die tragedie waarmee ons te doen het in die mensdom en ook onder gelowiges is dat ons soveel keer God net as 'n nagedagtenis bysleep in die besluite wat ons neem. Want ons het mos die insig. Ons het mos die kennis. Ons beskik mos oor onsself. Ons kan mos doen wat ons wil doen. Maar dan hoor ons moenie op eie insig te staat maak. Mense sal baie keer dink dat hierdie teksgedeelte eintlik maar net vir ons wil sê hoe jy moet leef, maar eintlik roep hierdie teksgedeelte ons op tot bekering. Tot inkeer. Volgende Sondag is nagmaal. En een van die gedagtes wat ons het in die kerklike kalender is dat ons onsself voorberei om nagmaal te gebruik. Hierdie is dan nou ook voorbereiding Sondag. En as ons wil voorberei om aan die nagmaaltafel aan te sit, is een van die kernagtigste vrae wat ons vandag moet beantwoord die vraag: vertrou jy op God of maak jy alleen op jouself staan? Is God die een wat jou pad bepaal of is jy die een wat God maar net as 'n spaarwiel agterna sleep? Die gedagte waarvoor ons te staan kom is jy bereid om jou eie insigte? Is jy bereid om jou eie oortuigings ondergeskik te stel aan die wil van God? Jy weet broers en susters, ons maak onsself baie dinge wys. Ek sal besluit wat reg is. Ek sal
my eie waarheid kies. Ek sal bepaal wat die beste pad vir my lewe is. Niemand anders sal vir my dit vertel nie. Het jy God nodig? Het jy God nodig in jou lewe? Om die pad waarop jy stap te bepaal? Dis 'n ernstige vraag. En verstaan nou maar een ding baie mooi. God weet. God weet wat nou in jou hart te werklikheid is. Hy weet wat jy op hierdie oomblik dink. Het jy God nodig op jou pad? Of kan jy maar aangaan op die pad waarop jy hardloop? Is jou eie insigte en jou eie oortuigings ondergeskik aan God se wil vir jou lewe? Of ken jy hom maar net so af en toe? Wanneer jy na die regte pad vir jou lewe soek. Ons dink strategies. En ons maak planne. Ons probeer bepaal wat die volgende tree is wat ek sal stap. En ons doen dit met ons eie insigte. Ons doen dit vanuit ons eie oortuigings. En ons dink nie noodwendig daaraan dat die woord ons leer, moenie op jou eie insigte staat maak nie, vertrou God. Wanneer ons so gemaklik daarmee raak om maar net ons eie kop te volg. Wanneer ons so gemaklik daarmee raak om te dink ons het al die kennis in die pag en die waarheid, dan moet julle hoor wat Galasiërs 6 vers 7 en 8 vir ons sê. Galasiërs 6 waarsku ons en sê jy moet onthou, elke dag is jy besig om saad te saai. Kom ons sê nou maar, soos die verhaal in die gelykenis van die saaier wat loop en hy saai saad oral waar hy gaan. Galasiërs 6 lees ons dan, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie, en luister baie mooi, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. As jy maar net tevrede is met jou eie insigte, as jy God nie in jou lewe ken nie, as jy sy pad in jou lewe nie daarop agslaan nie, en jy saai maar net op die sondige insigte van die mens en jou eie oortuigings, as jy hierdie akker besaai vol insigte van die mens wat alles weet, dan waarsku die woord ons baie duidelik. As jy op daardie akker sal voortbou en jy sal aanhou op hierdie sondige akker jou oes te probeer bewerkstellig, dan gaan jy die regte pad skoon misloop. Die teksgedeelte gaan gelukkig verder. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Wanneer jy op die akker van jou sondige natuur saai, wanneer jy op jou eie insigte staat maak, wanneer jy jou eie lewe wil bepaal, wanneer jy self wil bepaal wat reg en verkeerd is, dan sal jy natuurlik ook die wrange smaak van hierdie besluit moet proe. Ons volg ons eie begeertes. Ons vertrou ons eie wysheid. Ons ignoreer God se woord. Ons volhard in die sonde. En het julle al gesien hoe lyk die oes vandag? Julle al gesien hoe lyk die oes in die wêreld waarin ons leef? Het julle al gesien wat is die
Die oes wat die mense lewe vandag oplewer, genigter broers en susters, maak net 'n koerant oop. Kyk maar net 'n bietjie, wat sien die mense in die wêreld rondom jou? Jy gaan sien dat die mens nie meer agslaan op God en sy wil nie. Dat die mens nie meer bereid is om God te vertrou met sy lewe nie en dat die uiteinde 'n klomp wrakke van mense se lewens is wat langs die lewenspad gestrand lê. Die stikkende, gebroke en hartseer lewens van mense wat saai op die akker van die sondige natuur, wat op eie insig te staat maak en God net as 'n noodwiel saamtrek. Die tragedie is oral rondom ons sigbaar. Romeine leer ons daar in hoofstuk 6 vers 23, onthou maar, die loon van die sonde is die dood. Maar jy wat op die akker van die Gees saai, jy wat op God vertrou, jy sal die oes van die ewige lewe beleef en ervaar. Spreuke sê vir ons, moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken God in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken God in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Jy weet broers en susters, as ons lewe aan God toevertrou, as ons lewe in God se hand gee, as ons vir die Here sê, my lewe en my tyd is in U hand, as ons lewe aan God gee en sê, Here, maak net my lewe soos U wil, dan kan ons troos aan die woorde van Psalm 139 wat sê, my lewensdae is in God se boek opgeskryf nog voordat een van hulle daar is. Of ek reis en of ek oorbly, my God bepaal dit. Ja, hierdie lewe maak draaie en hierdie lewe het opdraandes en afdraandes en hierdie lewe het uitdagings en probleme, maar my lewe is in God se hand. Vertrou God met jou lewe en hy sal jou die regte pad laat loop. En dit, sê hy, is die verkoeking vir jou liggaam, die geneesmiddel vir jou lewe. Geliefdes, Jesus Christus het daar in die tuin van Getsemane die dood in die oë gekyk. En tydens daardie geleentheid lees ons in Matteus 26, Here, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Here, nie my pad nie, maar U pad. My kop sê vir my, ek moet vlug, ek moet hierdie kruis ten alle koste vermy. Maar die wil van die God, van sy Vader, het hom daartoe gedwing om te sê, ek vertrou op God. Nie soos ek wil, maar soos U wil. Kan jy hoor? Jou insig gaan soms vir jou sê, vat hierdie pad. Jou insig gaan soms vir jou sê, maak so. En God sê, hier is my pad. Volg my pad. En Jesus Christus het deur hierdie pad van lyding gestap, sodat ons volgende Sondag aan 'n nagmaaltafel kan aansit en kan besef en kan smaak en kan sien dat ons lewe veilig in God se hand is, dat hy die prys betaal het, dat hy bereid is om sy seun vir jou, vir my. Nie net vir ons sonde nie. Jy weet broers en susters, ons is baie keer geneig daartoe om te sê, die Here het vir my sonde gesterf. Dis waar. Maar die Here het vir my gesterf. En die Here het vir jou gesterf. En die Here het sy lewe prysgegee vir my en vir jou. Vertrou hom. Hy wat sy lewe afgelê het vir my en vir jou. Vertrou hom.
Volg sy pad. Die wêreld gaan vir jou baie dinge vertel en baie mooi stories voorhou as die regte pad. Die wêreld gaan vir jou die geel wortel voor die rooi neus rondswaai en sê, volg net daai pad. Die wêreld gaan weer sê, dit is wat die wêreld dink reg is en dit is waarvan die wêreld getuig, maar God se pad is die enigste pad vir my en vir jou. Vertrou hom. Hy wat bereid was om die pad deur die dood te stap vir my en vir jou. En as ons volgende Sondag die voorreg het om in sy huis bymekaar te kom en om aan die tafel van die Here te kom aansit, moet u besef, eie insigte, eie vermoëns en eie krag bring ons net so ver. Want die mens is in wese sondig. Die mens is in wese verlore. Die mens is nie daartoe in staat om die regte pad te stap, as dit nie is dat Christus hierdie regte pad vir ons kom wys het. Jy kan nou vandag met eie krag en eie vermoëns vir jouself 'n paadjie probeer oopveg. Die uiteinde daarvan is dat ons sal sien wat gebeur wanneer ons voortdurend op die akker van ons sondige natuur saai. Of jy kan vandag op God vertrou. Saai op die akker van die Gees. Volg hom. Ja, jy gaan soms moeilike besluite moet neem. En soms teen jou eie begeerte God se pad moet stap. Maar eens op 'n tyd het 'n slim pa, 'n wyse man, vir sy seun gesê, my seun, wat ek jou leer moet jy nie vergeet. Hou vas aan wat ek jou voorskryf. Vertrou volkome op die Here. Moet nie op jou eie insigte staat maak nie. Ken God in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Hierdie pad het Jesus vir ons duidelik kom wys. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En waar ons lewe volgende week met die tafel van die Here kruis, kan ons smaak en sien dat hy vir ons goed is. Dis mos die pad waarop ons wil loop. Nie waar nie. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie dat U deur U woord eintlik op so 'n duidelike en verstaanbare wyse met ons praat dat ons nie nodig het om met onsekerheid hier uit mekaar uit te gaan. Ons weet wat is U pad. Deur die Gees wys U vir ons hierdie pad. Maar ons weet ook dat ons soveel keer aan strand en eie wyse en ons eie pad wil stap. Help ons dierbare God, dat ons nie op ons eie insigte sal staat maak nie, maar dat ons U sal vertrou met ons hele hart. En wanneer ons U so vertrou, Here, versterk ons deur die Gees en gee aan ons die krag om getrou in U voetspore te volg. As U kinders en as U gemeente, wil ons saam met U die pad stap. Want dit is die enigste pad wat daar vir ons is om te stap. Amen. Geliefdes, een van die gesange wat seker vir my die stryd van die mens en die seer en die swaar van hierdie lewe die beste uitbeeld is gesang 516, daardie baie bekende gesang waar ons sing van nou Habakuk se lied. Jy weet, hy praat van alles wat kan skeefloop in die lewe.
Of kom ons sê nou maar so, alles wat kon skeefloop in die lewe van 'n boer het skeef geloop in die man se lewe. Maar wanneer hy hierdie gesang of hierdie lied of hierdie oortuiging in Habakuk 3 skryf, dan sê hy, selfs al loop my pad so krom en skeef dat ek dit nie verstaan nie, sal ek nog jubel en juig. En miskien moet ons dit onthou. Op hierdie pad gaan hierdie lewe so maak. Maar as ons op God vertrou, sal ons kan jubel en juig. Maak nie saak hoe die oeste en die lewe vir ons lyk nie. Ek gaan vra dat ons as slotsang gesang 516 sing. Ons bly staan vir die afsluiting van die erediens en dan sing ons gesang 505. Jesus, u gaan voor. Ons sing daar die eerste, die tweede en die vierde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met elkeen wees. Amen.